Jy weet, hierdie ding oor die Heilige Gees. Ek wil hê jy moet besef, dit is die wonderlikste ding wat kon gebeur het, is dat Jesus die weg oopgemaak het, sodat jy en ek persoonlik die Heilige Gees kan ontvang. Miskien klink dit nou nie vir jou so wonderlik nie. Miskien klink dit vir jou ver. Maar ek jou sê, hoe meer jy openheid gaan hê vir die volkome werk van Jesus Christus, hoe meer gaan jy sy volheid as geluk in jou lewe ervaar. Jy gaan volkome vrede, meer as wat jy nou het, gaan jy ervaar. Jy sal voel jy wil vlieg, man. Regtig, ek weet nie hoe om vir jou te beskryf nie. Maar hoe meer jy het verstaan wat die werk van God was in Jesus Christus, hoe meer sal jy in verwondering neerbuig voor hom. Jo. Regtig, ek smeer nie heuning om jou mond nie. Ek probeer jou nie paai in 'n ding wat ek self nie glo nie. Ek sê vir jou, die Heilige Gees is die een wat Jesus gesê het, wat kom. En dis die trooster. En hy sal jou leer en lei in die volle waarheid. Jou eie persoonlike afrigter. Kan jy so geleentheid mis? Jy kan. Party mense sê, daarmee wil ek niks te doen hê nie, want hulle het goed gehoor, en hulle het goed gesien, en die duiwel het dit aangeblaas, en hulle Filius het dit aangeblaas, en hulle het gesê, daai goed oor die Heilige Gees, tale, ek wil niks daarmee te doen hê nie. Daai ou dit, en hulle vat hier die gawe van profesie. Ja, nee, die ou sê die Heilige Gees lei jou, en kyk wat gebeur met daai ou, en daai ou is weg in 'n warrelwind, en daai ou die storm het hom doodgewaai. En al die tyd is hierdie redenasies net om jou weg te kry van die werklike waarheid. Ek wil vir jou beloof meneer, ek wil vir jou sê, ek wil vir jou sê, hierdie is die grootste ding wat kon gebeur. Dis die weg wat Jesus oopgemaak het, sodat die belofte van die Vader na jou toe kan kom. Dis hoekom Lukas 24, daar by vers 46 rond sê, julle moet in Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. God se krag. Handelinge 1 vers 8, dis nou Matteus, Markus, Lukas, en dan Handelinge, né? Die Handelinge van die kerk, van die apostels, van die Christene. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, op julle kom, en julle sal my getuie wees. God, die Heilige Gees op jou. Jesus was nie op hulle nie. Toe Jesus met die disippels was, kon hy net op een plek wees, daar in Jerusalem, miskien Galilea. Nie in Nieu-Seeland nie. Hy was daar in fisiese vorm, saam met sy disippels. En hy sê vir hulle, dis voordelig dat ek weggaan. Salig is julle wat sien en glo, maar hulle wat nie gesien het nie en tog geglo het, man, hulle sal geseënd wees. En dis ek en jy. Jy sien, 'n koopie word opgewonde. En dit is joune, dis jou porsie. Dis jou erfdeel. Dis wat Jesus voorgesterf het. Die testament is waardig, kan alleen voltrek word as die testamentmaker sterf. Dis in Romeine 7. Hebreërs 7. Jesus sterf, hy laat vir jou erfdeel na. Jy het die reg op die inwoning van die Heilige Gees in jou. Dis jou reg. Nie waarvoor jy moet veg nie. Dis jou reg wat Jesus vir jou gegee het. Hy sê, hier is sy erfdeel. Die Heilige Gees in jou. Die Heilige Gees op jou. Die Heilige Gees ewigdurend vervul hy jou. Ja, jy kan uitvind, hoe word jy gedurig vervul deur die Heilige Gees? Jy kan uitvind. Dis daar, Efesiërs 5.
Spreek onder mekaar met psalms, lofgesange en geestelike liedere, met danksegging. As jy daai goed doen, dan voel jy sommer opgelig. Het jy al so gevoel? Jy sing saam met mense en jy word so geïnspireer. Dis vervulling met die Heilige Gees. Dis vervulling met die Heilige Gees. En moenie sommer my afsit en afsny en nie meer luister as jy nie saamstem met een van die stellings nie, man. Ag nee, ja. Ek wil amper sê, word groot. Word groot, man. Luister die ding deur. Ek kan mos nou onmoontlik in 10 minute vir jou die volle omvang van alles gee. En al sou ek dink ek kon, kan ek nie. Want ons is mense, ons leer. So wil jy nie maar openheid hê vir wat ek nog kan kwytraak nie. Ek het vir jou gesê, gaan lees Handelinge 19. Nou Handelinge 19, wil ek begin by Handelinge 18. Daar was 'n man, hy was magtig in die skrifte, sê die Bybel. Lees hy laaste 4 versies. Hy was magtig in die skrifte. En ek dink is Aquila en Priscilla wat hom eenkant geneem het en die woord van God meer noukeurig aan hom verduidelik het. Want hy het net geweet van die doop van Johannes. Jo. Wat was die doop van Johannes? Markus 1 sê hulle is gedoop met die belydenis van hulle sondes. En Johannes het hulle gedoop en dis wat daai ou gepreek het. Toe verduidelik hulle vir hom, nee, kerel, dit werk nie so nie. Dan gaan Handelinge 19 aan. En Paulus kom by mense, Saulus, hy sê, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle sê, ons nie eens geweet van die Heilige Gees nie. Hy sê, maar met watter doop is julle dan gedoop? Hulle sê met die doop van Johannes. Dan sê Paulus vir hulle, luister, die doop van Johannes, dis nie met daardie doop wat ek julle gaan doop nie. Hy sê nie presies so nie, maar jy kan dit lees. Hy sê, Johannes het wel die doop van bekering, met die doop van bekering gedoop, met die sondebelydenis van die mense. Markus 1 sê hulle het hulle sonde bely. Nou hoor hulle wat Paulus sê, en nou hoor hulle, en dan sê dit, en hy het hulle gedoop in die naam van Jesus. En toe, hou hy nie op daar nie. Wat doen hy? Jy weet, daar sal baie van ons ophou, want die ouens het nou Jesus aangeneem. Jy sal eintlik baie sal ophou voordat hulle nog gedoop is. Sê hulle nie, jy is nou right. Jy is al right in God se oë, dit is so. Maar jy moet groei. En daar is hulle gedoop in water. Hy stop nie, hy sê vir hulle, okay, kom hier boys. 19 vers 6. En hy lê hande op hulle. En die Heilige Gees het op hulle gekom. En hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Nou voordat jy weghardloop en sê, maar gaan jy nou begin en sê, ek moet in tale praat? Nee, ek gaan dit nie sê nie. Ek sê dit wat daar staan. En as jy weghardloop van tale en so, hardloop maar weg. Maar die Heilige Gees sal jou wys hoe om hierdie wapens reg te gebruik. Markus 16 vers 5, van vers 15 af, sê hy wat glo, en hom laat doop, vir hom sal hierdie tekens volg. Vir die wat geglo het hierdie tekens gevolg. Wat se tekens? Met nuwe tale het hulle gepraat. Op siekes sal hulle hande lê en hulle sal gesond word. Duiwels sal hulle uitdryf. As hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle niks maak nie. Nou, miskien wil jy niks met daai goed te doen hê nie. Dis alright. Sê dit vir die Here. Sê, Here, leer my. Maar ek jou nou sê, as jy op 'n stadium kom, wat jy 'n sekere spanner, 'n tool nodig het, om 'n sekere moer los te draai, dan kan jy nie daai moer losdraai sonder daai spanner nie. Jy kan nie. En dan sal jy die waarde van daai spanner besef. Nou, wat sê ek vir jou daardeur? Jy sal die waarde besef van duiweluitdrywing. As jy sien iemand is gebind, sy hele lewe lank, en jy kan hom vrymaak, dan sê jy, Here, ek gaan hierdie duiwel uitdryf.
Ons praat weer.